My name is Esther. What is your name? Who are you? Liam. Welcome, Liam. It's the first time I see you here. Thank you for coming to visit us in our church today. Hallo Liam se ma. Dag, Tannie. En Helene. So, vandag, today's story is a bit mixed up. I was planning to read 3 different passages in the Bible, and then this morning my glasses broke. Now I can't read my Bible. Now I must explain to you what I was going to read. Julle weet mos op 'n stadium word jou hande te kort, nê? Nee. Nou ja, maar gelukkig kan ek nog onthou. Gelukkig kan ek onthou. When God created the earth, He told Adam and Eve, it's your job to work and look after the earth. That was in Genesis. And He told us, everybody, it's your job to look after the earth and work. Now, do you think we can work with... What do you need to work? Wat het ons nodig om te werk, Helene? What do we need to work? What do you need? Yeah. Something to keep the garden neat. We need something to mow the lawn. We need something to take all the weeds out. Ons het water nodig om die vloere te was, waarever ons wil vloere was of vensters wil skoonmaak. Nou, in die Bybel, in Handelinge, lees ons van 'n tannie, haar naam was Tabitha. En, ek het iets vergeet. Tannie Tabitha, Auntie Tabitha, she had something nice to work with. Come and have a look and see what's in here. Come and have a look here. What do you see in here? Helene, wat sien jy hier binne? What do you see in here? Do you know something in there? Is it God's green line? Who do you think will need this? Is Oma using this? Why? When do Oma use that? Yeah, we pull it and we play with it, but when Oma uses it, it's usually to make something, to measure something. Yeah. And what is this? Do you know what this is? Who will use this? If Oma used that, she probably used this as well. Yes. This is thread. What do we do with thread? Yeah, we take it out to measure. With thread, we make the clothes. Ja. Helene, wat sien jy nog hier binne? Anybody who use or who do needlework or sewing have a demekaar boxie like this one. Because this is something you don't need for needlework or sewing, but it's there because you can keep the material together. But now Auntie Tabitha had something like this because she made clothes for everybody. And then, can we put this away now? Okay, you can go and sit now. Okay. So Auntie Tabitha, she was using all that interesting things and she was making clothes for everybody, for the poor people, the people who suffered, the people who couldn't make and afford their own clothes. She was making the clothes for them. And then she got sick and she couldn't make clothes anymore.
And then she died. And everybody was crying and they were really upset because she was helping with her working with those things. She was helping just about everybody in town. Everybody in town knew her. And then everybody was so heartbroken when she passed away. Then they sent for the apostles. And you know what happened then? Helene, ek is seker jy kan vir ons bietjie meer inligting gee. Hulle het, toe Tabitha oorlede is, het almal so ongelukkig gewees, hulle en hartseer. Toe het hulle die apostels geroep, van die volgende dorp afgekom, en hulle het gebid vir haar, en die Here het haar weer lewendig gemaak. So what I was going to tell you is, to work is not always just to be a doctor or design airplanes or make nice gardens. Work with what Jesus gives you to work. Auntie Tabitha, she could only do sewing. But she worked. She used that sewing and she worked for Jesus. And He blessed her so that she could be a blessing to everybody around her. So whatever God gives you the ability to work with, do the best that you can. You will be a blessing to everybody. Gaan jy vir ons bid? Kom ons sluit net die oogies. Liewe Heer, baie dankie vir die Sabbat en dat ons die kans gehad het om te kan gesels oor iets wat U vir ons wil vertel. Gaan nou met ons in die diens wat volg en die res van die dag. Amen. Dankie vir daai storie. Lekker om dit te hoor elke keer. Baie dankie man. Okay, ons gaan nou sing Amazing Grace. Ek kan die mense wat wil saam sing kom. Kom sing saam. Alhoewel ons almal gaan saam sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already gone. This grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Baie dankie julle, dit is
'n besonderse mooi lied nie, van toepassing op wat ons vandag kom doen en die Here te kom loof en prys nie. Welkom almal van julle hierso vandag in die huis van die Here. Ek is regtig waar. Dit is baie lekker om so baie mense te sien waar ons dit nie verwag het nie. So dit is 'n groot verrassing vir ons. Ek wil net eers een ding regstel. Ek kom nie preek nie, want daar's net een persoon wat kon preek in my opsig, en dit is Jesus Christus, want hy was perfek. So hy kan vir ons sê wat ons moet doen en nie moet doen nie. Nee, so ek kom 'n boodskap oordra. Dit kan ek doen. Maar baie dankie. Okay. Ons skriflesing was ook baie van toepassing op die gebeurtenis wat in die wêreld wat plaasvind op hierdie naweek, nê. Ons weet die wêreld gedenk Paasfees. En ons weet almal wat die Paasfees beteken vir ander mense, maar die oorsprong van die Paasfees was die Pasga viering, wat ingestel is deur Israel as gevolg van die bevryding uit Egipte uit die slawerny, en ook die redding van die eersgeborenes deur die bloed van die lam. Wat hulle aan die deurposte gesmeer het, wat vooruit gewys het, in elk geval op Jesus, wat die volmaakte lam sal wees vir ons, waar hy sy bloed vir ons gestort het, tot redding van sondaars waarvan ek en jy almal een is, né? Okay, nou gaan ons ken almal die verhaal van die kruisiging van Jesus. Mense het al baie gesien, daar is films gemaak en gelees in kinderbybels, het ons dit al gesien, van kinds af ken ons die verhaal van Jesus se kruisiging. Sommige lande, ek sê vir Sonja, ek het dit gesien baie lang jare terug, daar is sommige lande wat die mense dit, sê maar teen die Pasga fees, dan gaan doen hulle die presiese roete wat Jesus geloop het met die kruis, doen hulle dit ook, en dan eintlik selfkastyding, dan slaan hulle self met die swepe, en daai goed, jy het al gesien, die mense doen dit. En ons nou gelees, daar's tot mense wat hulle laat kruisig ook, met spykers ook, wat dit ook doen, né? So dit is, ek weet, dis verregaande. En hulle sien dit as 'n vorm van boetedoening of toewysing, né? Maar die Here vra nie dit van ons nie, maar hulle doen dit regtig waar. Okay, maar dis maar algemeen wêreldwyd in daardie dele van die wêreld waar dit gebeur. Okay. Maar nie baie mense besef dat in die tuin van Getsemane, wat het daar afgespeel nie, ons kyk dit nou half mis partymal, dit is nie waar die klimaks lê, veral in die tyd nie, wat in Getsemane gebeur het, maar tog wat ons nou gaan lees, wat Ellen White vir ons alles duidelik stel, dat ek die bril net so sit, wat daar plaasgevind het in daardie tydperk wat Jesus in die tuin van Getsemane was. Ek gaan net vir ons Matteus 26, vanaf vers 36 tot 44 lees, as julle wil volg, is julle meer as welkom. En dan gaan ons oor na hierdie boekie toe, ek sal nou meer vir julle vertel van die boekie. Okay, Matteus 26, 36 tot 44. Sien julle kansie gee om daar te kom, vir die wat wil volg. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam met hom, en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan, en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. Hy het hulle met rus gelaat en weer vir 'n derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Okay, tot sover. So daar het ons nou gesien, die disippels het alles probeer, hulle wou graag saam met hom waak, maar hulle was te swak, né? Die vlees was swak. Die gees gewillig, maar die vlees is swak. Ek wil nou graag vir julle uit hierdie boekie van Ellen White
Uit die hemel met liefde, ek weet nie of jy ken hom nie, maar ek sê nou vir Gert, hy het 'n ander titel ook, as 'n ander druk uit, maar hy het 'n ander titel, nee, ek kan wees. Koning van die eeue miskien, ja, okay. Ja, alright, ons gaan nou hierdie stukkie wat sy aanhaal hierso is baie, baie interessant en is baie insiggewend, en sy kleer vir ons die Bybel pragtig in met haar geskrifte, dat ons die dinge beter kan verstaan, en beter kan inneem, né? So gaan ons gou hier, ons lees van bladsy 363 af, gaan ek vir ons lees. Ek nie, daar sit, hy bly afgelê. Vergesel van sy disippels het die heiland langsaam na Getsemane gegaan. So Jesus was klaar, toe al begin in sy siel was hy bedroef. Die paasmaan het uit 'n wolkelose hemel geskyn. Toe hy Getsemane nader, word hy aardig stil. Op aarde het hy gedurig in die lig van die teenwoordigheid van God gewandel, maar nou word hy saam met die oortreders getel. So hier begin hy al klaar vind dat hy geskei word van God se liefde as gevolg van die sonde. Begin hy dit al ervaar. Hy moet die skuld van die gevalle mensdom dra. Dit is so swaar dat hy in die versoeking kom om te vrees, dit sal hom vir ewig van sy Vader se liefde skei. Hy roep uit, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Nooit tevore het die disippels hul meester so stil en bedroef gesien nie. Hy het gewandel asof hy wou val. Toe hulle die tuin bereik het die disippels besorg sy gunsteling plekkie opgesoek, sodat hul meester kon rus. 2 keer moes hulle hom ondersteun of hy het amper geval. Sien, soos hierdie kry ons nie in die Bybel nie, dit Ellen White gekry in haar visies, nee. So dit is eintlik baie interessant, soos ek sê, om te kan sien en te kan lees. Naby die ingang van die tuin het Jesus al sy disippels, behalwe 3, agtergelaat en hulle vermaan om vir hulself en vir hom te bid. Dit was Petrus, Jakobus en Johannes. Hy het na die afgesonderde dieptes gegaan. Christus wou hulle in sy felle stryd naby hom hê. Ons het nou gelees wat het gebeur, né? Hulle die nag in hierdie afsondering saam met hom deurgebring. Dit is nou die gewoonte wat hulle in was. Hulle is nie eerste keer wat daar was nie, die plek is nou hulle gesogte plek gewees waar hulle gereeld gegaan het. Nou gewoonlik, nadat hulle in 'n rukkie gebid het, het hulle ongestoord geslaap, totdat hy hulle in die oggende wakker gemaak het, om opnuut te gaan werk. So Jesus die gewoonte was, hulle daar gaan rus saam met hom, en dan het hulle geslaap, en dan het hy hulle wakker gemaak. Jesus het hulle wakker gemaak, so hy het oor hulle gewaak, né? Nou wou hy hê, hulle moes die nag saam met hom in gebed deurbring. Tog kon hy dit nie verduur, dat selfs hulle die foltering moes aanskou, wat hy moes deurmaak. So hy wil ook nie regtig hê, hulle moet sien, hoe hy nou regtig waar voel en hoe sy geestestoestand is nie. Bly hier, het Jesus gesê, en waak saam met my. Hy het hom 'n entjie van hulle verwyder. Dan gaan ons hier aangaan. Jesus was deur die sonde, of Jesus was deur ons sonde verwyder van sy Vader, en hy moes nou as mens die gevolge van 'n mens se sonde deurgaan. So dit is moeilik vir ons om te begryp, dat Jesus volle mens was, en dat hy onskuldig was, en nou moet hy al hierdie goed deurgaan as gevolg van ons, die mens, wat sondig is, om ons te red, moet hy al hierdie goeders deurmaak, né? Toe word Jesus versoek deur die Satan. Hierdie dele is my so interessant, dat soos ek nou sê, sy dit nou weer uitwys, dat hy nou tot op laaste kom probeer om Jesus van spoor af te gooi. Toe word Jesus versoek deur die Satan, hy het hom probeer wys maak, dat as Jesus vir die sonde van die wêreld sou borg staan, Jesus met die koninkryk van Satan vereenseldig sou word. So het hy nog hierdie leuns probeer, dat Jesus moet sê, nee, hy gaan dit nie doen nie. En nooit weer een met die Vader sou wees nie.
Want Satan het geweet, as hy hierdie nederlaag sou ly, al die koninkryke van die wêreld gewis Christus sin word, en hy sou self ondergaan. Dan gaan ons verder hierso. Dit is die beste nuus wat enigiemand kan kry, wat glo in God, is dat Jesus Christus vir ons gesterf het vir ons sondes. Daar is niks beter nuus as dit nie, anderste was die evangelie tot niet. Toe die lot van die wêreld in die weegskaal gehang het. Jesus het omgedraai, sy plek van afsondering gevind en op sy aangesig neergeval. Die menslike in die seun van God het in daardie oomblik gesidder. Die verskriklike oomblik het aangebreek wanneer die lot van die wêreld beslis moes word. Die lot van die wêreld het in die weegskaal gehang. Sien, hier kon Christus nog steeds van plan verander. Dit was in sy mag om te sê, hy gaan dit nie doen nie. Christus kon self nou weier om die beker van lyding, wat vir die skuldige mens bedoel is. Hy kon die bloedsweet van sy aangesig afvee en die mensdom los om in sy sonde te sterf. Hy kon nog sê, laat die oortreder vir sy sonde boet. Ek sal na my Vader teruggaan. Ek dink hier kan ons almal, as ons dink daaroor, baie dankbaar wees vir ons redder Jesus, dat hy deurgegaan het en deurgedruk het en ons verlos het van die Satan. Sal die onskuldige die gevolge van die vloek van die sonde dra, om die skuldige te red? Dankie Here, hy het. My Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. So Jesus het uitgeworstel. Driemaal het hy teruggedeins, en die laaste, hoogste offer, maar nou sien hy, dat die mens hulpeloos is. Hy sien die mag van die sonde, die wee van die gedoemde wêreld. So daar het Jesus gesien, dat sonder hom, gaan daar geen redding vir die mens wees nie. Niks. Want ons verdien die dood, né? Almal van ons. Hy sien die mag van die sonde, die wee van die verdoemde wêreld, verdoem voor hom. Hy sien die lot daarop wag, en hy neem sy besluit, hy sal die mensdom red, al kost dit hom ook al wat. Hy het die hemelhowe verlaat, en die een wêreld wat in sonde verval het, te red. Hy sal die sending deursien. Hier het Jesus sy besluit gemaak, hy sal voortgaan, tot redding van die mensdom, né? Amen. Nou as ons nou hier op betrag, 'n bietjie stil staan, dan wonder 'n mens, of ons kan dink en besef, wat se liefde het God vir ons. Julle kan maar antwoord, ons kan gesels, maak nie saak nie. Wat 'n liefde het God tot die mens, dat hy die mens wil red, soos Sonja gesê het in leesstudie, nee. As ons kyk hoe ons is, hoe kan God so lief wees vir ons, nee? Dit is, ek dink ons sal eers besef, as ons in die hemel is saam met hom, sal ons kan weet, hoekom die Here vir ons so veg. En die meeste tyd wys ons dit van die hand, dit is die hartseer deel, nee. Baie keer maak ons daai fout. Ok, dan gaan ons voort. Hoe Christus se gebed verhoor is. Christus se lyding was nie verby nie, maar hy was nie meer te neergedruk en moedeloos nie. So die engele het hom kom versterk, en nou is hy nie meer moedeloos en te neergedruk nie, hy is nou versterk. Maar hy was versterk om dit te trotseer, 'n hemelse vrede op sy bloedvlek gelaat gerus. Hy het verduur wat geen mens ooit sou verduur nie, want hy het vir elke mens die lyding van die dood gesmaak. Die slapende disippels is skielik gewek en het die engel gesien. Hulle het gehoor hoe sy stem woorde van troos en hoop
tot die heiland spreek. Nou was hulle nie meer bekommerd oor die meester nie. So toe skrik hulle wakker toe hulle die engel hoor, né? Interessant. Jesus kyk hulle bedroef aan en sê, slaap maar. Dit is toe nog gesien wat hy gesê het vir hulle toe. Okay. Jesus antwoord, dit is ek. Hy beweeg en die engel wat Jesus pas versterk het tussen hom en die gepepel. Dis nou toe die mense hom nou wil kom arresteer, né? Okay, maar ek gaan hierdie stukkie gaan ek tot so ver vat, dan gaan ek vir ons lees hier, hoe was Jesus voordat hy mens geword het. Dis interessant wat sy vir ons hier vertel. Baie interessant. Want ek kan net kyk, het ek net my plek nou hier verloor. Ek is nou daar, hier sê. Die Here Jesus was van voortyd af een met die Vader. Hy was die beeld van God, die afskynsel van sy heerlikheid. Dit was hierdie heerlikheid te openbaar dat hy na hierdie deur sonde verduister aarde gekom het. Daarop is daar van hom voorspel. Hulle sal hom Immanuel noem. Dit is in Matteus 1 vers 23 en Jesaja 7 vers 14 die voorspellings opkom toe al. Jesus was die woord van God, die gedagtes van God, hoorbaar uitgedruk. Hierdie openbaring is nie net sy aardse kinders gegee nie. Ons wêreldjie is die leerboek vir die heelal. Die verlostes en die wesens wat nie in die sonde verval het nie, sal in die kruis van Christus al wetenskap en lied vind. Hulle sal sien dat die heerlikheid wat in die aangesig van Jesus skyn, die heerlikheid van die selfopofferende liefde. So dit is die liefde wat Jesus het vir ons, is selfopofferend, né? So dit is wonderlik, dit is my so om te lees van Jesus se liefde wat hy vir ons het. Want soos ons weet, sonder Jesus is daar niks of geen manier hoe ons gered kan word nie. Slegs deur hom. Soos Johannes 3 vers 16 sê, as ons in hom glo. Ons moet in hom glo en dan moet ons onsself bekeer en sy wil doen en sy gebooie bewaar en dan is dit 'n pad wat ons moet stap saam met hom. En dan is daar altyd 'n kans ons gered kan word, want ons is nie volmaak en gered en dan altyd gered nie. Ons val, maar as ons val moet ons opstaan, teruggaan na hom toe. Hy sal vir ons optel om weer aan te stry, want die wêreld is 'n stryd in hierdie wêreld vir ons as gelowiges, om altyd regte pad te loop, né? Afhangende waar jy, ek dink as ek dink aan die Henog wat afgesonderd was, ek dink dit was 'n bietjie makliker vir hom, as ek dink as jy in Kaapstad bly, as jy in die stad bly, of so, want die versoekings is baie meer in 'n stad, dis hoekom ek sou sê Ellen White ook probeer het om vir ons te vra, as jy kan, jou kinders uit die stad uit te kry. Want die versoeking in die stad is baie hoër as enige ander plek. So, ons moet sterk wees en sterk staan in sy liefde en bly in hom. En as ons in hom bly, sal hy vir ons deurdra deur hierdie tyd. Ek sê vir julle baie dankie dat julle my geluister het. En ons kan die laaste lied sing, Ananda. En dan sal ons bid.
Dankie Here, kom sommer so staan, dan sluit ons die oë. Dankie Here dat U vir ons lei deur die woord Here en lei deur ons profeet Ellen White, dat U vir ons dit so mooi verduidelik wat U moes deurgaan, Here Jesus. Alhoewel ons nie naaste by besef wat U moes deurgaan nie, kan ons onsself daarmee inleef. Maar Here, ons wil U bedank vir dit wat U gedoen het en wat U deurgedra het en deurgevoer het, dat ons hoor dat U hoef dit nie te gedoen het nie, Here. Ons dank U, Here, vir daardie besluit, dat ons 'n kans het om gered te kan word en saam met U eendag 'n Sabbat te kan hou, as ons in die hemel kan wees saam met U. Here, baie dankie dat ons nog in vryheid hier kan bymekaar kom, om saam te kan leer uit U woord uit. Here, dan vra ons om vir ons verder te seën met ons verrigtinge, met die Sabbat waar ons gaan saam eet. Here, dat ons U woord sal bespreek verder, dat U vir ons sal lei om die Sabbat te eerbiedig. Baie dankie Here vir die seëninge wat U vir ons uitstort waarvan ons niks verdien nie. Amen. Dankie Here.